Nisboere word met trots geborg deur Laveld Agrochem en JAC Motors. Saam boer ons vooruit. Hier sal jy boer, dit is jou land, dit is die plek, wat jou hart opmaak, hier sal jy boer. Welkom by nog 'n episode van Nisboere. Vandag kry ons 'n voorsmaakie van die ooste hier op ons eie bodem. Van bamboes tot wasabi, kom ons kyk saam. In hierdie episode van Nisboere, Hortus Capensis is Suid-Afrika se grootste groothandel bamboeskwekery. Milford Farm in KwaZulu-Natal verbou vars wasabi vir restaurante en spesialiteitsmarkte. En Kobus Mentjies van Laveld Agrochem kuier in die ateljee. Hier's Corneille. Kom ons loop vir oulas in by Oluchi Lodge. Angelique Skuman van die Sunshine Leisure Groep vertel ons meer. Oluchi Lodge bied ruim suites, hartlike gasvryheid en uitstekende diens. Dis 'n plek waar jy vinnig tuis voel en die Laveld op sy beste kan geniet. Met die lughawe net 10 minute weg is die lodge perfek vir sakereise en wegbreuke. Vir meer inligting oor Oluchi Lodge en die res van die Sunshine Leisure portefeulje, besoek sunshineleisure.co.za. As jy wil wegkom en die Laveld op sy mooiste wil ervaar, is Oluchi Lodge die plek. Nou reis ons van Mobela na Swellendam. By Hortus Capensis gaan alles oor bamboes en die span het gaan inloer. Geniet dit. Die eienaar van die plaas is 'n Belg, Jan Operens. Hy is 'n wêreldkenner op bamboes. Hy het in 1985 die proses ontwikkel om bamboes met weefselkultuur te vermeerder. Bamboes kry een keer in 60 tot 100 jaar kry bamboes saad. En ander maniere om bamboes te vermeerder is te stadig, want met weefselkultuur kan mens duisende plante maak op 'n kort tyd, waar dit met steggies en enige ander manier dat sukkel, die sukses is swak. So toe met weefselkultuur, toe kon bamboes vermeerder word op 'n goedkoper manier en 'n vinniger manier as normale metodes. Dit was in België, maar in België kan mens nie tropiese bamboes kweek. Jy kan die plant daar in plantasies nie. Dit is nie waar tropiese bamboes groei nie. So toe het hy in Suid-Afrika besighede gevestig om bamboes te vermeerder vir Afrika se mark, want Afrika het baie groot potensiaal. Dit is 'n sitrusplaas, meeste van my tyd gaan eintlik in die sitrus in. En die bamboes is dan om te help diversifiseer, te help en in seisoentyd, die seisoene verskil. In oestyd, wanneer ons sitrus oes in die winter, dan is die bamboes stil. En dan in die somer groei die bamboes vinnig, dan is die sitrus bietjie stiller. So dan skuif ons arbeid rond. So ek het nou 5 mense wat voltyds by die kwekery werk en dan by die sitrus heel wat meer. Maar dan wanneer die bamboes vinnig groei en die bamboes besig is, wanneer dit seisoentyd is vir die bamboes, dan kan van die sitrusmense so kom help. Dit help ook om kostes dan hoe laer te hou. So die klein plantjies wat nou hier in die glashuis is hoofsaaklik ons uitvoerplante en dan na groot projekte toe. En dan het ons ook groter plante in sakkies wat hoofsaaklik vir die binnelandse mark is. So ons het dan nou die glashuis waar ons temperatuur, vochtigheid en die lughoeveelheid mooi kan beheer om die plante so vinnig as moontlik, so goed as moontlik te laat groei. Ons het op die stadium groot bestellings vir plante vir windlanings, so ons gebruik nou baie van die spasie om plantjies sterk te maak sodat hulle in windlanings geplant kan word. Skadenet is nie nodig nie, maar dit help om die plante beter te laat groei en te beskerm teen die wind sodat hulle mooi kan lyk wanneer hulle by die kliënte aankom. Ons het verskillende grootte plante. Gewoonlik as iemand belangstel in bamboes, dan vra ons hom hoe hoog wil hy moet hulle word, want ons het verskillende soorte, klein, medium, groot. Die kleiner soorte raak gewoonlik meer dig, vinniger meer dig, so dan as mense korter 'n hedge wil hê, dan ons soorte vir dit. Medium grootte bamboes as 'n mens bang is vir oorskaduwing van jou eie boorde, en dan het ons die baie lang soorte, die hoë soorte wat 15-20 meter hoog kan word.
Die eerste windladings waarvan ek weet is so by 2015 rondgeplant en dit werk uitstekend. Daar het in die week weer 'n boer vir my gesê dat hy op daar waar hy die bamboes windlading het, dat hulle uitpakke op die sitrus 95% was en ons het die verskriklike storm in Mei maand gehad hier in die Weskaap waar daar windspoed van 140 km/h was. Het hy nog steeds baie goeie uitpakke gekry op die narkies. Bamboes kan lekker buig saam met die wind, hy lig die wind op bo die boorde. Hy's baie dig want die stamme groei naby aan mekaar. Dit werk uitstekend. Volgens my is daar uitstekende potensiaal van bamboes vir windladings. Ons boer self met sitrus hier op die plaas en ek het self bamboes windladings en die ander soorte bome. En bamboes is by verre die beter een om te plant. Hy affekteer nie jou boorde nie. Uitstekende windbreek, groei dig. As sitrusboer is my advies aan enigiemand om nie weer 'n beefwood of 'n Chinese poplar of 'n Dutch elder te plant vir 'n windlading. Die plant bamboes. Dit is my eerlike en opregte opinie dat dit 'n veel beter windbreek is. Baie boere se deesdae Skadenet op, maar Skadenet het ook maar sy eie nadele, kostes, siektedruk wat verhoog. Met bamboes het jy nog steeds jou gesonde lugvloei, maar jy het nie jou skadelike winde nie. Die gebruik van chemie word al hoe meer beperk. Daar's al hoe minder chemiese middels wat mens kan gebruik op sitrus. En supereratore raak al hoe belangriker en bamboes is 'n baie goeie gasheer vir pereratore. Want mens spuit nie die bamboes nie, die pereratore leef daarop. Daar is sekere goggetjies wat op bamboes spesifiek oorleef en vermeerder. So definitief is bamboes en sitruswerk op die stadium baie goed saam. Daar's 'n klomp boere wat dit al hoe meer aanplant en die wat dit het sê hulle gaan net al hoe meer plant. Net hierna, Milford Farm se wasabi boerdery. Nisboere word met trots geborg deur Laveld Agrochem en JAC Motors. Nisboere word met trots geborg deur Laveld Agrochem en JAC Motors. Welkom terug. Antoinette Pinaar vertel ons meer oor oogbossie. Kom leer saam. Ons praat so baie van hoe computers en die feit dat ons so op 'n skerm sit en kyk, watter invloed dit het op ons, of hoe ons aandag kan hou, hoe dit impakteer op jou konsentrasie, maar die ding waar ons eintlik nooit oor dink nie, is ons oë. Ons is nie supposed to be om so stip te kyk nie. En as jy nou weer op 'n skerm werk, word bietjie bewus daarvan hoe min knip jy jou oë. Wat beteken jou oë raak droog. Nou hier is ons krye, ons oogbossie. En hy is nou een van die kruies wat die mense onkruid noem. As jy nou in die tuin of jy dalk plaveisel, groei hy so tussen die plaveisel en dis nie 'n onkruid nie julle. Dis 'n wettige krui. En as jy nou wil seker maak, want veral met kruie in ons oë moet ons baie versigtig wees. As jy wil seker maak of dit hy is, dan breek jy hom en dan sien jy daar dat hy 'n bietjie melk. Nou van hom sal 'n mens 'n teelepeltjie se waarde vat op 'n liter kookwater en ek sal hom laat afkoel tot koud. En hier is dit baie belangrik dat as ons die aftreksel afgooi van die krui af, dat jy hom deur 'n wit silinne se lap sal gooi. Want dan moet nie 'n stukkie, dan moet geen stukkie in die aftreksel wees nie, want jy gaan jou oë baai in die oogbossie. Dit help teen droë oë, dit help teen katarakte, dit help, niks kan 'n katarak wegvat nie, maar hy breek die katarak se groei so 'n bietjie. En hy help met dinge soos glaukoom ook. So wees versigtig as jy hom trek, 'n teelepeltjie se waarde op 'n liter kookwater en gooi hom af deur 'n lap. Laat dan nie stukkies van die oogbossie in jou oog kom nie.
Ek het nooit geweet daardie plaveisel-bossies nie onkruid nie. So leer 'n mens. Nou vir die bekende wasabi. Milford Farm verbou die wortelgroente waarvan dit gemaak word. Kom ons gaan kyk. The history of the farm is that Kate and I decided, my wife and I decided many years ago, that we would make the trek from Johannesburg and move somewhere where we felt our kids could get a much better upbringing in a smaller community, and realizing the importance of life and just a little bit of adventure. So we packed up in Johannesburg when the kids were still very young and brought them down so that they could start their schooling down here in KwaZulu-Natal. And yeah, it was a very quick move for us and for our family. It was going to be a 10-year plan, and it turned out to be a 2-year plan, purely and simply because, yeah, that's just fate brought us down here, and we wanted to start with the education immediately. The farming side itself, in terms of wasabi, I was doing a lot of business with Japan, and I'm still doing some business with Japan as well, in terms of importing products. And I found that their culture and the way that they handle their food in particular, and the time it takes for them to grow things and perfect things, really intrigued me. And I decided that this was something that we needed here in South Africa as well. So we decided to pursue the wasabi because that's something which takes years to grow. That takes approximately 2 years to reach maturity, but the flavor profile is absolutely incredible, so it's worth the wait. The other thing about wasabi is that once you grate that wasabi and you put it onto your plate, within 20 minutes the heat and the flavor profile starts fading. So you have to enjoy it while it's fresh. So 2 years of growth for literally 20 minutes of pleasure. I think the one thing that made me really want to get into wasabi and to convince Kate that it was a good idea was it's something which is not being done in South Africa. In fact, it's not being done in Africa at all, because a lot of people believe that the climate is unacceptable for wasabi. That is true to a point, but we have found that if you get the right variety of wasabi, then if you have a fairly good climate, you can work around it. So we changed dramatically. I did a lot of research in Japan and visited a few farms over there as well. We checked water quality, we checked the quality of the plants, the altitude. We went into it in a very, very deep way. I managed to find a Japanese company that in fact grow embryos of a totally different variety. So it's not a water-based variety, which is very, very difficult to grow here in South Africa, I have found. But I found a soil-based variety, which is called Orochi, which literally translated means the many-headed dragon. That variety, it grows a lot smaller than the traditional Mazuma or Daruma varieties that you find in Japan, but it has an incredibly strong flavor profile. We decided to start with the wasabi and introduce it into the local restaurants. And the wasabi that we get here in South Africa is not real wasabi, it's more Chinese mustard, which has been dyed green. So real wasabi is something absolutely unique. It's highly, highly sought after worldwide. It's known basically as green gold. The interesting thing as well is that in Japan, they not only use it for sushi and for their fish or sashimi for raw fish, but it's being used a lot more with Wagyu beef now as well. Purely and simply for the reason that wasabi has always been used to actually cut the fattiness of the fish. So the flavor, because it is quite hot and quite strong, it'll actually cut that fatty taste and brings out more flavor in the fish, if you can imagine that. But it does exactly the same with the beef. So we found that we pair it incredibly well with normal South African meat here as well. So it's great for a braai. My advice would be, if you have a small piece of land, is to diversify. So look at 3 or 4 different things that you can do, so you've got different legs to stand on. But look for a market which is very, very unique. Try and find a product which no one else is doing or very few people are doing. Although it may take a little bit of time to get it going, it pays great dividends further down the line. Try not to spend too much money on your setup in case it doesn't work, but don't be afraid of failure.
don't be afraid of failure. You need to stare that in the face and you need to work through it, because the only way you're going to learn is by trying. And if you get it right, it really does pay dividends. And I think the markets are wide open nowadays. There's a lot of opportunities to import totally different varieties of vegetables, of fruit, that we don't have easy access to in this country, but that the chefs are absolutely adamant they require. So I would just say, work with what you've got, but try and find yourself a really small niche market that you can get into. And I found that with the wasabi. Net hierna, Kobus Mentjies, uitvoerende hoof van Laveld Agrochem, kuier in die ateljee. Nisboere word met trots geborg deur Laveld Agrochem en JAC Motors. Nisboere word met trots geborg deur Laveld Agrochem en JAC Motors. Welkom terug julle. Vandag kyk Kobus Mentjies, Laveld se uitvoerende hoof in die ateljee. Welkom Kobus. Dankie Cornelis, voorreg om te kan wees. Kobus, ja, jy's nou net so verby 'n jaar lank al die CEO van Laveld. Hoe voel dit? Het jy al die voete gevind? Ja, nee, definitief. Dit was 'n lekker eerste jaar en die jaar vlieg. Mens kan nie glo die jaar is al weer verby nie. Maar ja, nee, is 'n voorreg. Is lekker span mense om mee te werk en lekker om in die landbou betrokke te wees en 'n verskil te kan maak by Laveld. So dis baie lekker. Kobus, ja, natuurlik hier praat ons baie oor nisboere, maar ek dink net miskien vir 'n afskop, wat sien jy in landbou in geheel? Ek weet Laveld is nou meer op die kommersiële kant, maar hoe is jou gevoel vir wat voor lê? Nee, ek dink dit uit die aard van die saak, daar's baie uitdagende dinge wat gebeur het vir jaar. Daar's die vloede wat gebeur het, daar's allerlei dinge rondom die wêreldmarkte wat probleme gee. So ja, dit is definitief nie die maklikste jaar in landbou nie, maar ek dink dit is weer vir my net die ongelooflike ding van ons boere in Suid-Afrika. Hulle maak weer nuwe planne, sien weer nuwe geleenthede. So ja, ek dink ons is al deur moeilike tye en ek het baie geloof in ons boere en dit is om ons lekker om in landbou betrokke te wees. Dit is lekker om daar 'n verskil te probeer maak en ja, dit is definitief nie die maklikste jaar nie, maar ek glo daar's nog steeds baie planne om te maak en ons sien uit na die seisoen wat voor lê. Ja, die reën droog baie keer op, maar ons planne nooit daai gesê van 'n boer maak 'n plan is goed. Ons het seker al in die 10 seisoene wat ons nou aan die gang is, so omtrent 400 idees gedeel. So planne kan die ouens regtig maak, maar soos ook gesê, nis is nie noodwendig klein nie. Nis is baie keer net 'n ander geleentheid, 'n gaping in die huis. Jy was 'n baie goeie loskakel vir die boerland, ek mag dit sê. Jy ken van 'n gaping vat, maar is dit uit jou oogpunt ook maar nis? Is jy sien 'n geleentheid in die mark wat iemand anders nog gesien het en nie gaan vorm? Ja, nee, ek dink dis definitief so en dit is vir my interessant. Ek dink 'n nisboer sit maar met dieselfde uitdagings as wat 'n groot boer sit, net op 'n ander manier. Op die einde van die dag moet jy 'n produk produseer en dit moet iewers verkoop word. Ek dink daai mark om daai mark te gaan kry en seker te maak jy die regte inligting om daai marknavorsing en seker te maak daai produk kan 'n afset kry. Of jy nou 'n groot boer of 'n nisboer is, daai produk moet iewers verkoop word en ja, ek dink daai uitdaging is maar by groot boere en nisboere dieselfde. En dan die ander gedeelte is maar waar kry hulle inligting? Ek dink met groot boere is daar partykeer dalk meer inligting, as meer inligting beskikbaar. By nisboere is daar partykeer dalk minder inligting beskikbaar oor hoe produseer jy daai ding en wat is die, kom ons noem dit nou maar, die dinge wat jy moet en wat jy nie moet doen nie. Waar kry jy al daai inligting? So daai dink ek is dalk 'n uitdaging vir nisboere, maar dis waar ek kan sien die ouens met hulle slim planne oorkom weer al daai probleme. Ja, goed gesê. Dit is 'n bietjie voel vir my amper soos 'n gelykmaking, want 'n klein boer kan nie met 'n groot kommersiële boer saampraat as dit kom by toerusting, toegang tot kundigheid en kennis en al daai goedie. Net so op 'n ander punt, ek weet jy's verskriklik lief vir die bosindringingsbeheer of daar's so baie name daarvoor en ons land, as ek reg verstaan, het 'n paar miljoen hektaar wat tans eintlik verlore is vir enige boer omdat dit toegegroei is. Ek dink jy daai oorlog teen die bosindringing kan gewen word. Nee, nie in ons leeftyd nie. Ek dink nie dis 'n oorlog wat gewen gaan word nie. Ek dink is 'n oorlog wat maar voortdurend geveg sal moet word. Dis maar die natuur omdat ons dit begin manipuleer het, of ons nou 'n draad gespan het en of ons 'n krib neergesit het. Op 'n of ander manier het ons die natuur gaan manipuleer en dit het ongelukkig maar impak. En as gevolg daarvan gaan ons maar altyd die weidingsbestuur goed moet toepas. Ek dink daar's nog baie areas in ons land waar ons baie meer produktief kan wees. Ons moet altyd onthou die goedkoopste manier om proteïene te produseer is maar van natuurlike weiding af. Dit is maar die goedkoopste manier om dit te doen. Ons is bevoorreg in Suid-Afrika dat ons baie natuurlike weiding het. En ja, daar's dink ek nog baie geleenthede vir boere om meer produktief te wees op dieselfde hoeveelheid grond. Ek dink as jy gaan kyk na die infrastruktuur en die koste rondom infrastruktuur, kan 'n boer amper nie daaraan dink om so produktief as moontlik op daai stuk grond te wees nie.
nie. En ja, daar's 'n geleentheid daarso en hulle kan gerus met ons daar by TerraWoesa kom gesels daaroor. Ek dink daar's 'n span manne wat spesialiste is en wat regtig boere kan ondersteun om meer produktief te wees op die grond wat hulle het. En ja, ons is maar almal lief vir ons vleisie, so hoe meer ons kan produseer, hoe beter. So net so amper om af te sluit, is daar goed wat jy al deur die jare in die landbou gesien het, wat jy gedink het, dis nou 'n bakidee wat sal klassifiseer, miskien 'n niche idee, wat iemand wat eerste was met iets. Ja, ek dink daar's soveel, is moeilik om aan 'n spesifieke goed te dink, maar jy kom net op 'n plaas en jy sien hoe doen 'n boer iets 'n bietjie anderste, of hy, jy weet, van 'n kind wat besluit hy gaan met eiers boer, jy weet, by 'n boer op 'n plaas. Jy sien soveel idees en uit daai goeters word dan baie keer nuwe planne gemaak en nuwe idees gebore. So ja, vir my is dit net ongelooflik om te sien hoe mense met baie min, partykeer baie kan regkry, en soos ek sê, as mense vir hulle die regte ondersteuning kan gee, en veral ek dink rondom die afsetgedeelte, want dis een ding om iets te kan produseer, maar as jy die afsetgedeelte, die logistiek, dis iets wat 'n mens nie moet onderskat nie. Dis een ding om 'n ding te produseer, maar om daar by jou verbruiker op sy tafel te kry is nie altyd so maklik nie. So ek dink daar is nog definitief geleenthede daar waar ons mense kan ondersteun en waar Laveld uit die aard van die saak, ek dink die betrokkenheid by 'n program soos Nisboer net om die bewusmaking te doen dat mense sien, yes, like it, hier is soveel geleenthede en hopelik stimuleer dit mense se gedagtes om te sê, okay, hier is dalk vir my ook 'n geleentheid. Kom ons gaan kyk wat ons kan doen en ja, dit is vir my 'n voorreg om daarby kan betrokke wees van 'n Laveld kant af, is lekker. Ek dink net so op 'n positiewe noot te eindig. Hoe sien jy sommer die volgende 5 jaar as Suid-Afrika se landbou? Is jy nog positief? Nee, verskriklik. Yes, like it. Dit is vir my so 'n voorreg om betrokke te wees in 'n bedryf waar ons kos produseer en ja, ons het almal kos nodig en om goeie kwaliteit kos te produseer wat ons wat ons dan uit geld kan maak, wat goed is vir ons ekonomie in Suid-Afrika, maar ook om mense te voed. Ek dink dit is waar jy 'n verskil maak. Boere maak so 'n groot impak in hulle gemeenskappe en ja, in ons platteland, die platteland sal nie bestaan as dit nie vir ons boere is nie. So, en dit is waar dit 'n voorreg is om met Laveld ook daar te kan betrokke wees, want dit gaan oor wat se impak maak ons op 'n plaas, maar ook in die gemeenskap. So nee, baie positief, daar is definitief uitdagings binne landbou, maar ja, ek kan nie anders as om positief te wees nie. Die mense met wie mens werk en die boere se gesindheid, en daar's net nog baie geleenthede, of dit nou in die uitvoerkant is en ja, of in die nisboerkant is, daar's regtig baie geleenthede dink ek binne landbou, en ons sien uit daarna om saam met die boere daai geleenthede te gaan ontgin. Koos, baie dankie vir jou tyd en alles wat jy gedeel het. Ons is net weer opnuut positief. Baie dankie Cornelis, 'n voorreg om hier te wees. Ja, dankie vir julle wat saam gekyk het. Tot volgende week. Ja, groete en onthou om ons land se nisboere te ondersteun. Hier sal jy boer. Volgende week in Nisboere. Vermicompost Farm in Pretoria het 'n aardwurmboerdery in 'n winsgewende onderneming omskep. Boerdery en toerisme blom by Fig Tree Farm in KwaZulu-Natal. Moet dit nie misloop nie. Nisboere word met trots geborg deur Laveld Agrochem en JAC Motors. Saam boer ons vooruit.